Mense, goeie môre op hierdie pragtige Shabbatoggend. Groet ek jou in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua HaMashiach. Mense, hy is die meester van die Shabbat. Hy is ons Messias, verlosser, saligmaker. Hy is die bruidegom wat weer sy bruid gaan kom haal. En ek en jy, ons is sy bruid. En op hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om jou weer te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God. En ek wil dankie sê vanoggend. Dankie vir jou wat ingeskakel is elke Shabbatoggend. Mense, dis vir ons aangenaam om jou te kan bedien. Dis lekker om van jou te hoor. Dankie vir al die boodskappe wat deurgestuur word. Daar's mense wat vir ons bid. Mense, ek is dankbaar teenoor Abba vir mense wat hy vir ons stuur om saam met ons te kan staan in die stroom van lewende waters. Openbaring 22 vers 1, dat ons kan saam staan in hierdie stroom, to be like-minded en right-minded mense, om sy heilige naam te eer en te verheerlik. Dit is vandag Shabbat. En daar's 'n opgewondenheid in my binneste. Weet jy hoekom? Want Vader is in ons teenwoordigheid. En mag die vrede wat ek nou hier beleef en ervaar, mag daardie vrede oorspoel ook na jou huis en die plek waar jy nou bymekaar gekom het om na hierdie boodskap te kyk. Ek wil al die huisgemeentes verwelkom op hierdie pragtige oggend en baie dankie sê vir elke man en vrou, seun en dogter wat saamgekom het in hulle groepies by huisgemeentes, en ons bring die eer en die lof en die aanbidding aan ons hemelse Vader wat ons bymekaar gebring het, hoor mooi, op arendsvlerke om in sy teenwoordigheid in te kan beweeg. Wat 'n voorreg. So ja, van my kant, Shabbat Shalom. Sê gou vir jou langs jou, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ek vertrou dit gaan goed met jou en dankie dat ek sommer weet jy is geseënd, gesalf en gesond in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Jy man, ek wil sommer uitroep, halleluja, my gees roep uit, halleluja, vanweë die teenwoordigheid van die lewende God. Nou vroeg vanmôre het ek 'n ervaring gehad. Ek wil dit gou met julle deel. Ek staan lekker vroeg op en ek kom in my studeerkamer wat ook my studio is, en van julle wat nou al by ons huis was in die Kammiesberge sal weet, ek sit in hierdie gedeelte in my studio en daar's my kantoor. En vanoggend toe ek inkom, toe ek net hierdie ervaring, Abba, ek wil net vanoggend kom bid. Ek wil net kom dankie sê. Ek wil net kom dankie sê vir Shabbat. My hart is dankbaar teenoor U. My hart is dankbaar teenoor mense wat U op ons pad geplaas het. Dankie dat U mense kan vertrou om saad te saai in U koninkryk. Abba, dankie dat U mense opgerig het om te bid, om warriors te wees, om op die mure van Jerusalem te staan en die shofar te blaas, om aan te kondig die jaar van ja, om aan te kondig, hierdie is die jaar wat ek en jy moet teshuvah, dis die jaar van die waf, dis die jaar wat ek en jy in lyn moet kom met ons woorde, met ons menswees en ons karakter, om U karakter uit te leef in 'n wêreld wat verdrink in duisternis en ongeregtigheid. So ek het net vanoggend hierdie opgewondenheid, maar ook hierdie humbleness om net te weet, Abba is in ons teenwoordigheid. Nou kom ek in my studeerkamer in en ek vat hierdie woord en ek maak hom oop. Ek het hom nou gemerk, maar ek het hom oopgemaak by die boek van toevallig. Nee, nie toevallig nie. Ek maak hom toe oop by die boek van Jesaja hoofstuk 1 en hierdie opskrif, uit 2 opskrifte. Hierdie eerste een is net Sion het oorgebly. En die tweede opskrif is leer om weer goed te doen. Maar toe ek hom oopmaak, toe ervaar ek. Nou ek is baie versigtig vir ek ervaar. Toe ek ervaar Abba sê vir my, die feit dat jy my woord oopgemaak het, verander die atmosfeer. Want my woord is heilig. En toe jy my woord oopmaak, verander hierdie studio, verander hierdie kantoor in 'n heilige plek. Die grond waarop jy staan is heilige grond. So ek praat vandag met jou, kalfvoet. Ek is kalfvoet, jy kan my glo. Ek is kalfvoet. Maar die grond waarop ek staan is heilige grond. Weet jy hoekom? Sy woord is oop. Sy woord is heilig. Sy woord is onveranderd. Hy bly elke dag dieselfde. Gister, vandag en môre is hy dieselfde. En ek begin Jesaja hoofstuk 1 te lees, en asseblief, gaan lees hom in jou eie tyd. En mense, dan gaan jy verstaan
dat ek en jy moet klaar kry. Ek en jy moet bewus word met wie ons te maak. Ons het te maak met hom wat skepper God is van die hemel en die aarde. Hy is heilig. Hy is soewerein. Hy is alom teenwoordig. Hy is nie ons speelmaat nie. Hy is aanbiddingswaardig. Hy is nie die ou baas daarbo nie. Sy naam is Jod-Hei, Waf-Hei. Sy naam is heilig. Sy naam het nog nooit verander nie. Sy numeriese waarde is 10, 5, 6, 5. Dit gee vir jou totaal van 26. Sy naamwaarde, sy numeriese waarde in sy naam, is in my en in jou DNA, so hy's binne in ons. Dit verklaar die feit, dat ons is sy tabernakel. Ons is sy tempel. 1 Korintiërs, hoofstuk 3, vers 16. 1 Korintiërs, hoofstuk 6, vers 19 en 20. Ek en jy behoort nie aan onsself nie. Ons behoort aan hom. Ons is sy tabernakel, en in ons tabernakel moet die menorah brand. Moet die menorah wees. En die menorah het 7 attribute, en dis opgeteken in Jesaja 11 vers 2. Die menorah gee vir jou die 7 toestande van die gemeentes in die boek Openbaring. Die menorah bepaal die aartsvaders. Abraham is getroud met Sarah. Isak is getroud met Rebekka. Jakob is getroud met Lea, die verwerpeling. So uit Abraham, Sarah, Isak, Rebekka, Jakob, Lea is gebore Yeshua, die voetstuk. Hy is die senterpunt, die lig van die wêreld. So wanneer jy die menorah aansteek, dan steek jy eers die middelkandelaar aan. En wanneer jy hom aansteek, hy is die lig van hierdie wêreld, en die duisternis het dit nie oordryf nie. So ek en jy is die tabernakel, en in ons moet brand die menorah. Dis hoekom ons menorah tabernakel is. Is dit nie 'n fenominale naam nie. En mense op ons plaas, op die plaas te Kuilen, het ons 'n menorah van 7 meter hoog, en hy is 5 meter breed. Ons is geplaas in die epi van die Noord-Kaap. As jy 'n lyn gaan trek tussen Appington en die Kaap, is ons letterlik in die middel. As jy, en dis nou beraming, nee, dis nou bietjie uit hier en daar, maar as jy nou 'n lyn gaan trek van Namibië tot in die Kaap, is ons in die senterpunt van die Noord-Kaap, Namakoland. So ons het die menorah in die middel van die epi van die Noord-Kaap, tussen Appington en die Kaap, tussen Namibië en die Kaap. Dis die senterpunt, 7 meter hoog, wat beteken completion, dit beteken voltooi. Hy's 5 meter breed, wat beteken genade. So deur genade het ons die volheid van sy liefde in hierdie tabernakel, en hierdie tabernakel moet die lig laat skyn, soos wat die menorah geskyn het in die heilige voor die allerheiligste. So die heel eerste menorah in Suid-Afrika wat geplant is van 7 meter hoog en 5 meter breed, is op die berg van verheerliking, op die plaas De Kuilen in die hartjie van Namakoland. Die tweede menorah is geplant, seker so omtrent 'n maand gelede, in die senterpunt van Suid-Afrika, waar die 3 riviere bymekaar kom, op die plaas Walk to Freedom. 7 meter hoog, 5 meter breed. So wat ons nou besig is om te doen, ons is besig dat die lig, die ewige lig, die menorah staan bekend as die boom van die lewe, dat die ewige lig moet skyn uit die epies van Suid-Afrika. Ons beplanning is om 7 menorahs te plant reg oor Suid-Afrika. En die menorahs moet eenvormig wees. 7 meter hoog, 5 meter breed. So wat ons wil doen, en dit is wat Abba op ons harte kom lê, wat ons wil doen, ons wil die lines, die demoniese lines van die Kaap tot in Bloemfontein, tot in Durban en Pretoria, en al hierdie plekke, is daar eintlik half 'n bo-aansig, is daar 'n pentogram oor Suid-Afrika getrek, met demonic lines. So wat ons gaan doen, ons gaan die menorahs plant oor Suid-Afrika, en dat daai lines wat donkerte, wat duisternis symboliseer, mense, jy kan in elke dorp gaan kyk,
Elke dorp het te maak met die afgod Bagas, dis drank, die dwelms, die verdraaiing van die waarheid, die verdraaiing van woorde, nie kommunikasie, daar's haat, daar's nyd, daar's omkoperry, daar's jaloesie, daar's 'n absolute morele verval, want duisternis is in beheer in ons land. En ons het net gesê, genoeg is genoeg. Nou plant ons die menorahs in Suid-Afrika, ons gaan 7 plant, 1 in Namibië. Dit beteken daar's 8, wat natuurlik die fees symboliseer van Tabernacles, of die Sukkot-fees, wat in 8 dae gevier is. En ons is van mening dat die lig wat gaan skyn in Suid-Afrika, dat daai demoniese ley lines verdryf sal word uit ons land uit. En ons roep terug in ons land geregtigheid, regverdigheid en reg in die naam, bo elke naam, die naam Meester Yeshua. Dis waarmee ons besig is. So ek wil jou vra om saam met ons te bid, dat ons dit kan opsit en dat Vader se heilige naam kan manifesteer oor Suid-Afrika. Nie die simbole van Tammuz nie. Die simbole van Tammuz is die kruis. Die kruis is 'n baie diep Romeinse kerk, Romeinse godsdiens teken. Gaan kyk asseblief na enige katholieke maas. Dis net kruise oor ons waar jy kyk. Dis nie ons simbool nie. Inteendeel, dis die teken van die dood. Dis Tammuz. Dis die valse Yeshua. Dis Tammuz, gaan kyk. Gaan maak seker as jy op die pad ry en jy sien kruise langs die pad, wat sê dit vir jou? Iemand is dood. Dis die simbool van dood. My verlosser en my saligmaker, Yeshua HaMashiach, het gehang in 'n folterpaal. Nie in 'n kruis nie, hy het gehang in 'n folterpaal. Sy hande was bo sy kop so, was sy hande vasgenaal in 'n paal en sy voete aan 'n paal. Hy het gehang soos 'n waf. 'n Waf is die letter wat die twee hy's aan mekaar verbind. Jod, hy, waf, hy. So die waf connect die twee hy's wat gepaard gaan met ruach aan mekaar. Die spykers verteenwoordig waf. Dis die 6de letter wat die mens verteenwoordig en die waf wat spyker is. Mense het die tabernakel se gordyne aan mekaar vasgehou. Dis die wafteken. Die waf is ook die simbool van 'n spyker. Die spyker het ons verlosser en saligmaker aan 'n folterpaal vasgeslaan. Dit was die hoek en hy het gehang tussen hemel en aarde. En dis die simbool van die waf. Jod, hy, waf, connection. Daarom moet ek en jy vandag die connector wees. Ons is geskape na sy beeld om sy heilige naam te verteenwoordig. Ag mense, ek sal die hele dag met jou praat. Dis nie waaroor ek vandag met jou wil praat nie, maar ek sal die hele dag met jou praat. So, ek is so opgewonde oor hierdie menorahs. Ek is opgewonde oor die woord. Ek is opgewonde oor jou. Ek is opgewonde oor ons toekoms, want die wêreld dink hulle is in beheer. Hulle sit die pot heeltemal mis. Die heilige van Israel is in beheer van hierdie wêreld. Man, kom ek en jy bid saam. Abba, ons hemelse God en Vader, God almagtig. U is heilig. U is soewerein. Laat u naam geheilig word, want ons het ontzag vir u heilige naam. Ons vrees u. Ons werk ons heil uit met vrees en bewering, want u is soewerein, u is alomteenwoordig en u is nou in ons midde. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie vir u genade wat oor ons lewens uitgestort is. En u genade is onnaspeurlik. En ek wil net kom dankie sê vanoggend vir die menorah. Die menorah, die boom van lewe, en dat elke persoon wat vanoggend ingeskakel is, Abba, dat ons sal wandel in ons erfenis wat opgeteken is in Jesaja 11 vers 2. En dat die Gees van God ons weer sal herinner om terug te keer na u weë, na u gebooie, u verordeninge, u insettinge en ook u afsprake. Abba, wanneer ek die woord omhels, dan is dit 'n teken op my manier van ek wil u nie los nie. Ek wil nie opstaan, ek wil nie voortgaan as u nie saamkom nie. Kom asseblief saam, want sonder u is ons niks. Kan ons niks doen nie. Kan ons niks vermag nie, maar met u loop ons 'n bente storm. Halleluja. Vader, ek bid nou vir elke man, vrou, seun en dogter wat ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel, dat ons dit sal bereik,
waartoe U ons geroep het, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur U Ruach, U Heilige Gees, dat ons dit sal bereik. En wanneer ons dit bereik, dat ons hande sal ophef na die hemel, as 'n teken van dankbaarheid teenoor U, wat dit vir ons moontlik gemaak het. Abba, ek bid van hierdie oggend, dat ons manne en vroue sal wees van integriteit, met opregtheid, in hierdie uur en die seisoen waarin ons leef, en dat die wonderbare naam daardeur verheerlik sal word. Abba, dis my gebed, dis my roep op hierdie pragtige Shabbat, en ek bid dit in die naam van Meester Yeshua, en ek sê vir U dankie, dat U vanmôre die gebed van U knegt verhoor, en dankie dat ek weet U antwoord met vuur uit die hemel uit, en dis my gebed vanoggend, in Yeshua se naam. En my gees roep uit, halleluja, prys sy naam. Sê gou vir jou langs jou, man, ek is bly jy is hierso. Halleluja, prys sy wonderbare naam. Mense, waarmee is hierdie wêreld besig? Waarmee is ons besig? Ja, weet jy, ek het hierdie afgelope week, het ek oproepe gekry uit die buiteland, uit Suid-Afrika, uit oor, kan ek dit sê, gewetenlose gewete. Kan ek dit, is dit die regte woord? Gewetenlose, ons het nie gewete nie. Die vrouens spring oor die draad, die manne spring oor die draad, pla hulle nie. Pla hulle nie. Dis buite-egtelike verhoudings, dis 'n rondslapery, dis op Facebook, dis op YouTube, dis pornografie. Dis asof die seks God, afgod, die morele verval, ek soek name, die absolute traak my in die agtigheid, geen ontsag vir die woord. Ons worry nie meer nie. En Abba het op my gees om vandag te praat oor integriteit en opregtheid wat vandag 2025 ontbreek. Dit ontbreek. Dis een van die grootste bestanddele wat vandag in ons samelewing ontbreek is twee goed. Nommer 1 is integriteit en opregtheid. Dis eintlik dieselfde konsep. En ek sien dit nie meer nie. Ek moet sê, ek sien dit hier en daar. So ek wil vanoggend voor ek begin, wil ek vir jou vra of jy 'n persoon is van integriteit. Wel, baie gaan vir my sê nou Frik, wat beteken dit? Wat beteken integriteit? Wel, integriteit is een van die bestanddele wat 'n man of 'n vrou moet hê as jy suksesvol wil wees. Met ander woorde, jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Jy is gister, vandag en môre moet jy dieselfde wees. Jy kan nie vandag hier wees en môre is jy daar nie. Jy kan nie aanpas by hierdie groepie, dan is jy een persoon en by daai groepie is jy 'n ander persoon nie. Jy kan nie onder groepsdruk kan jy enigsins vou nie. Jy kan nie. Jy moet vasstaan by hierdie groep en daai groep. Jy moet een man en een vrou wees by hierdie groep wat jou vriende is, daai wie jy nie ken nie, by jou familie, by jou mense, by jou werkskollegas, by die braaivleisvuur op Shabbat. Jy moet die een persoon wees en by jou werk of by jou besigheid. Jy kan nie verskillende persone wees nie. Kan ek jou gou vra, in wie woon ons? Ons woon in Meester Yeshua. Wie is hy? Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is Elohim wat vlees geword het, hy het onder ons kom woon en ons woon in hom. Maak gou jou woord oop by Hebreërs 13 vers 8. Ek gaan vir jou kans gee vir so, kan ek jou so 'n halfuur tyd gee. Net 'n grappie. Hebreërs 13 vers 8. Messia Yeshua is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Wat beteken ewigheid? Ewigheid beteken ewigheid. In Grieks beteken dit ewigheid. In Hebreëus beteken dit ewigheid. In Frans beteken dit ewigheid. Messia Yeshua is gister en vandag en dieselfde tot in alle ewigheid. Met ander woorde, hy verander nie. Soos ek en jy in hom woon en hy woon in ons en ons woon, met ander woorde, ons is in eenheid, ons is egat met hom. Dis die Hebreëse woord vir eenheid. Ons is egat met hom, dan beteken dit ons moet soos hy wees. Opreg. Integriteit. Gister, vandag en môre dieselfde. Ek kan nie môre op cloud 9 wees en die dag daarna wil ek my polse sny en wil ek huis toe gaan nie. Nee. So en wie is jy dan? As ek en jy sê dat die Heilige Gees is in ons en hy woon in ons, so wie is die Heilige Gees?
Dis die gees van Yeshua, wat kom maak? Om ons te leer wie hy is die weg, die waarheid en die lewe. En wat is die primêre funksie van die Heilige Gees? Om my en jou te herinner aan die gebooie, die instruksies en die verordeninge van Jahwe die Almagtige. Dis sy primêre funksie, sodat ons daarin kan wandel en daarin kan leef, want dit bring 'n persoon van integriteit en opregtheid na vore. Goed, kyk gou weer vir my. Hebreërs 13 vers 8. Nou, hoor gou mooi. 13 beteken Echad, dit beteken eenheid. 8 vers 8 beteken 'n nuwe seisoen. So wanneer ons in hom woon en hy woon in ons, het jy 'n nuwe seisoen. Dan as jy gister, vandag en môre, is jy dieselfde. So Hebreërs 13 Echad vers 8, nuwe seisoen, in hom, eenheid, hy in ons in hom, abide in me and I will abide in you, nuwe seisoen. As ons een is met hom en hy met ons, Echad 13, is daar 'n nuwe seisoen in jou lewe. Dit beteken ons is een met hom en hy is met ons en nou kan ek sien na die vrug. As ek sê, ek is 'n man van integriteit, ek is 'n man of 'n vrou van opregtheid en integriteit, ek is een met hom, dan kyk ek of die vrug by die boom pas, as ek sê, ek woon in hom. Miskien moet jy gou hierdie video stop. Dan vra jy gou vir die persoon langs jou, is dit jy? En as dit jy is, hoekom sê jy, dit is jy? Gee gou vir my 'n paar eienskappe van jou karakter. Wie is jy? As jy sê jy is een met hom, en jy lewe so, sê gou vir my, wat doen jy? Want ek wil dalk by jou leer. Dalk sit ek die pot mis. Leer my gou om te weet, wat doen jy? Hoe tree jy op? Oorskry jy dalk jou persoonlike grense, omdat jy bang is vir mense? Lei jy dalk in die gees van verwerping, omdat jy bang is vir mense? Jy's bang hulle verwerp jou? Jy's bang as jy so optree, gaan hulle dalk nie weer met jou besigheid doen nie, of jou bel, of vir jou WhatsApp stuur nie? Is jy bang? Nee, ons is nie bang nie. So, as hy dan in ons is, moet ek en jy dan elke dag dieselfde wees. Is ek reg of verkeerd? Nee, vir ek is reg. So, blaai gesaam met my na die boek van Micha, hoofstuk 6, vers 8. Micha, hoofstuk 6, vers 8, dis net so bietjie voor die Nuwe Testament, die boek van Matteus, alhoewel die woord is eintlik een woord. Dis die oud en die nuut, maar dis eintlik die hele woord. Die hele skrif is vir ons gegee om daaruit te leer, in terme van teregwysing en lering en vermaning. Micha 6 vers 8. Hy het jou bekend gemaak. Wat het hy jou bekend gemaak? Die woord maak dit aan ons bekend. Wat het hy jou bekend gemaak? O mens, wat goed is. Hy het aan ons bekend gemaak wat goed is. En wat vra Jahwe die Almagtige van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou Elohim. So 3 belangrike eienskappe. Nommer 1, jy moet dit doen wat goed is. Nommer 2, jy moet dit doen wat reg is. Jy moet liefde najag. Jy moet jouself ootmoedig en jy moet wandel met jou Elohim. Doen ons dit? Is ons in eenheid met hom? Is ons in Echad met hom? Nou sien ek vandag. As ek sê vandag, dan bedoel ek die seisoen, die seisoen waarin ek en jy lewe. Dat integriteit is baie nou verweef met morele waardes, met morele standaarde, met ander woorde, 'n lewe van dissipline, 'n lewe van orde, 'n lewe van die regte pad. Dis integriteit. Dis opregtheid. So waar is die mees prominentste gedeelte wat ek optree teenoor my medemens in terme van integriteit en opregtheid? Waar lees ek dit? Waar lees ek die mees prominentste beskrywing hoe ek moet wandel met betrekking tot my medemens? Want baie keer het ons hierdie wonderlike verhouding met ons hemelse Vader, Jahwe die Almagtige, die Heilige van Israel. Maar ons is besig om mekaar te verwoes. Ons is besig om mekaar te benadeel. En hy sê vir ons in die woord, hy sê ek gee vir julle hierdie gebod, om Jahwe julle Elohim lief te hê met julle hele hart, julle hele siel, julle verstand, met al jou krag, en jou naaste soos jouself. So integriteit
het nommer 1 te maak met my verhouding, my standaard en my dissipline met wie? Met Jahwe die Almagtige. Tweedens, met mekaar. Nou, ons spandeer tyd met die woord, ons maak die woord oop, ons lees, ons buig ons aangesig na die aarde toe en ons bid en ons sê, Abba, help my, rig my, lei my in die spore van geregtigheid, rig my, stig my, ooreenkomstig u woord, Abba, ek het u nodig, lei my, help my asseblief, ek wil nie verkeerd doen nie, ek wil asseblief in u wil wandel, en nou kom ek by my medemens, wat verlede week van my kwaad gepraat en geskinder het, en nou is my kei te styf. Hoe lyk my integriteit dan? Hoe lyk my opregtheid dan? Hoor die woord. Eksodus hoofstuk 20, maak gou jou woord oop by Eksodus hoofstuk 20. En hierdie gedeelte gaan oor integriteit en opregtheid. Kom ek lees vir jou. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word in die land wat Jahwe die Almagtige, jou Elohim, aan jou gegee het. Tweedens, jy mag nie doodslaan nie, selfs nie eens met jou tong nie, want die woord sê, jy sal van elke woord rekenskap gee wat jy uitgespreek het. Derdens, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy kan nie oor die draad spring nie. Jy kan nie na 'n ander vrou kyk of na 'n ander man kyk nie. Stop daarmee. Jy kan nie na 'n ander vrouens of manne kyk nie. Al is dit sagte pornografie. Mense, asseblief, ek kry die oproepe, man, van stikkende mans. In die verlede het ek gehoor, net die manne het rondgevoeter. Nou hoor ek die vrouens spring op draad. Stikkende mans. Pastoor, my vrou. Manne wat my bel. Pastoor, my vrou het dit, my vrou het dat. Hulle stuur, kan ek dit maar sê? Hulle stuur naakte foto's van ander mans. Naakte foto's van ander vrouens. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis nie begeer nie. Nie jou naaste se vrou, sy dienskneg, sy diensmaag, sy os, sy esel, sy kar, sy Ferrari, sy kameel, sy donkie, of wat van jou naaste is nie. Moenie omdat hy nou 'n 75-inch televisie het, jy ook een gaan kry nie, want jy wil soos hy wees, en nou gaan maak jy skuld, en nou is jy deel van die stelsel. Stop! Jy is besig om jou integriteit te benadeel in die opregtheid waarin jy wil wandel, met Jahwe die Almagtige, is jy besig om te benadeel. Ons het probleme, as ons nie in hierdie waardes wat ek so pas met jou behandel het, as ons daarin wandel nie. Jy het probleme, hoor my, jy het probleme. As jy gaan doodslaan, het jy moeilikheid. As jy nie jou ouers eer en respekteer nie, kinders, luister vir oom Frik. Julle moet julle ouers respekteer en eer. Mamma en pappa, julle moet hierdie kinders met respek behandel. Voed hulle op in die vrese van Jahwe die Almagtige. Wanneer jou kind by die huis is, wanneer hy by bed lê, wanneer hy by die huis sit, wanneer hy studeer, wanneer jy iets kyk, leer jou kind aangaande die woord. Pappa en mamma, moenie julle kinders vertore nie. Kinders, wees gehoorsaam aan mamma en pappa. Moenie dink julle weet beter nie. Dis hoekom hulle pappa en mamma is en nie jy nie. Dis hoekom jy 13 jaar oud is en hulle is 35. So luister vir hulle, het baie meer ervaring as wat jy het. Kinders, luister vir oom Frik. Jy mag nie steel nie valse getuienis nie, jy mag niks van jou naaste begeer nie. As jy dit doen, oorskry jy die morele waardes, oorskry jy die integriteit van Hemelse Vader, en jy word losbandig. En die morele verval vind plaas. Waar vind die afval plaas? Jy het dit gesê, in die kerk. Nou Josef was 'n man van opregtheid en integriteit. Genesis 39. Gaan lees asseblief die hele gedeelte. Potifar se vrou, die rykste vrou in Egipte. Ek dink hulle het die beste beddens gehad, die beste meubels, skatryk. Sy was hierdie pragtige vrou wat elke dag deur diensmeisies gewas was. Sy het heel waarskynlik lekker geryk. En sy kom by Josef en sy sê vir hom, Josef, kom hou gemeenskap met my. Hoor wat antwoord hy sê, die woord sê in Genesis 39, en die woord sê, hy het geweier, nommer 1. Hoor wat sê hy? Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen Elohim? Hy dink nie eens aan haar nie. Hoe kan ek 'n foon vat en na pornografie kyk? Dan sondig ek mos teen Elohim. En ek dink, niemand sien my nie.
En weet wat, ek is gewetenloos, my gewete kla my nie eens meer aan nie, want dit het 'n leefwyse geword. Nie net mans nie, vrouens ook. En hierdie pragtige bestanddeel van opregtheid en integriteit is weg. Ons het nie eens meer 'n gewete nie. En ons leer vandag by Josef, hy sê ek het geweier. En nommer 2, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen teenoor Elohim? Nie teenoor hierdie vrou of teenoor hierdie man nie. Soos jy betrokke is vandag, en jy luister na hierdie boodskap, en jy het 'n buiteegtelike verhouding, dan stop jy vandag. Jy maak klaar vandag, want jy sondig teen die heilige van Israel, Jahwe die Almagtige. Dan is jy nie 'n persoon van integriteit en of opregtheid nie. Ek het die woordjie integriteit gaan ondersoek vanuit 'n messiaanse perspektief. En die woordjie se naam wat ek ondersoek het, sy naam is Tumah. T-U-M-M-A-H. Tumah. En ek het gaan kyk wat beteken hierdie woord in terme van die numeriese waarde. Integriteit is Tumah, en hy word so geskryf in Hebreëus. Dis 'n taf wat 400, dis sy numeriese waarde, 'n taf se numeriese waarde is 400, 'n mem is 40 en 'n hy is 5. Dit gee vir jou totaal van 445. En 445 beteken stabiliteit en divine grace. Stability, divine grace. So integriteit beteken stabiliteit en goddelike genade. So as jy 'n man en 'n vrou wil wees van integriteit en opregtheid, sal jy 'n stabiele lewe hê in terme van jou geloofswandel met Vader in die naam van Meester Yeshua, nommer 1, en nommer 2, jy sal sy onnaspeurlike genade op jou lewe beleef en ervaar elke dag. So die numeriese waarde totaal van die woordjie Tumah is natuurlik, die taf is 400, die mem is 40 en die hy is 5. Dit gee vir jou 445. So 4 plus 4 plus 5, dit gee vir jou 'n totaal van 13. 13 is Egat. Hebreërs 13 vers 8. En Yeshua HaMashiach is vandag en môre en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Integriteit beteken presies dieselfde. So 4 plus 4 en 5 is 13. Dit beteken eenheid. So wie is een? Ons is een met hom. Dis integriteit. As jy nie in hom wandel nie, dan verval jy in morele verval. So 445 beteken by implikasie, dis opregte orde, want ek wandel in die regte pad. Halleluja! Is dit amazing? Mense, hierdie goed is vir my, hierdie woord, kan ek dit vir jou in Engels sê? Outsmart ons elke Shabbat. Halleluja! So 445, 4 plus 4 is 8, plus 5 is 13. 13 beteken, Egat, Heer o Israel, Jahwe, die Almagtige, hy is die enige. 4, 4, 5. 5 beteken genade, opregtheid, integriteit, divine grace. Genade, 5 is genade. 5 het ook te maak met jou 5 sintuie. En jou 5 sintuie bepaal jou integriteit. Waarna jy kyk, waarna jy luister, wat jy sien, wat jy met jou hande doen, wat jy ruik, het alles te maak met jou integriteit. Dit of benadeel of bevoordeel jou integriteit. Die ander betekenis van 5, aan woorde 4, 4, 5, wat Tumah beteken, met ander woorde integriteit, is die terugverwysing na die 5 boeke, die Torah. So wat is die Torah? Die Torah is die bousteen, die fondasie van my en jou geloofswandel. So as jy 'n man en 'n vrou van integriteit wil wees, dan moet jy die Torah ken. Dis verwysing na die Torah. Die ander betekenis van 5, 4, 4, 5 is ons verlosser en saligmaker, Yeshua, die gesalfde, ons Messias, wat gesterf het aan 'n folterpaal,
En hy's 5 keer gewond. Die doringkroon, hy's gewond. Die spykers in die hande, 2, hy's gewond. Spykers in die voete, hy's gewond. Sy rug is oopgekloof, vir my en vir jou, was die 4de een. Die 5de een, die spies wat in sy sy ingesteek is, en daar bloed en water uitgekom. 5, 4, 4, 5, want hy was 'n man. Hy is Elohim wat vlees geword het, Immanuel, God met ons. En hy het 5 wonde aan sy liggaam gehad. Die doringkroon, die spykers in sy hande, die spykers in sy voete, sy rug is oopgekloof terwille van my en jou oortredinge, en 'n spies is ingedruk in sy sy. En die 4 beteken die uithoeke van hierdie aarde. Sy genade het oor hierdie aarde gespoel in die 4 hoeke van hierdie aarde, die noorde, die suide, die ooste en die weste. En hy het gesterf vir die wêreld se sondes. Dis integriteit. So kan jy verstaan vanoggend op hierdie Sabbat, het integriteit vir my en jou 'n totale ander betekenis geword. Kan jy dit sien? So wat gebeur? Wat gebeur in 2025 wanneer daar nie meer integriteit en opregtheid is nie? Wat gebeur dan? Kom ons lees saam. Wat gebeur? In die boek van Spreuke, hoofstuk 7, ek lees 2 verse, vers 22 en 23. Lees gou saam met my. Spreuke 7, vers 22 en 23. Hoor gaan mooi, hoor gaan mooi. Ek lees op hierdie stadium 'n boek. Dr. Henry Wright. Dit gaan oor suksesvolle lewe. En hy sê die volgende. Hy sê, een van die probleme in ons liggaam, nou daar's 90% van alle siektes, kan optel in ons emosionaliteit, ons wil, emosie, denke en verwysingsraamwerk. Met ander woorde, ons sielsmens. So as jou siel 'n verkeerde perspektief het, en jy raak betrokke by goed wat jy nie moet betrokke raak nie, daar's 'n verval in jou mondering, en jy loop nie meer 'n pad van integriteit nie, benadeel dit jou lewer. Dit benadeel jou lewer. Hoor gou wat sê die woord in Spreuke 22 vers 23. Hy loop skielik agter haar aan, soos 'n bees wat na 'n slagpaal gaan, en soos voetboeie wat dien tot tugtiging van 'n sot. Met ander woorde, ek is verslaaf aan pornografie. Ek is verslaaf daaraan om by plekke uit te kom wat ongewens is. En waar ek wil dit nou sagkens deurkom. Ek soek die regte woorde, want mense sê vir my, ek kom te hard oor. Prostituie huise, waar mans heen gaan, en partykeer ook vrouens heen gaan. Hulle loop skielik agter haar aan soos 'n bees wat na die slagpaal gaan, en soos voetboeie wat dien tot die tugtiging van 'n sot. Vers 23. Totdat die pyl sy lewer split, soos 'n voël haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is. Sjoe! En dis wat gebeur wanneer daar morele verval is. Met ander woorde, wanneer ek die integriteit verloor, wanneer ek daai eegat, daai eenheid met Vader verloor, dan verval ek moreel. Een van die geestelike blokkasies in 'n mens se lewe en almal se lewe is uiteraard morele verval. So wanneer vind morele verval plaas? Wanneer ek nie meer in eenheid is met Vader nie, dan is ek nie meer 'n man en 'n vrou van integriteit en opregtheid nie. Dan tree daar 2 goed in my lewe. Nommer 1, ek vrees die mens en ek raak hoogmoedig. So as ek die mens vrees, dan beteken dit iets gebeur en dan is daar resultate in my lewe. En die tweede aspek, ek raak hoogmoedig, want ek bedoel, ek het nie meer 'n gewete nie. Ek kan maak en doen wat ek wil. Ek is outêr in my bestaan. So kom ons hanteer gou die eerste een, die vrees vir die mens. Nommer 1, ek is bang vir verwerping. O nee, nou verwerp hulle my. So kom ek doen maar wat hulle doen. En die oomblik wanneer ek doen wat hulle doen, oorskry ek my persoonlike grense en ek verloor my standaard van moraliteit en ek is nie meer 'n persoon van integriteit en opregtheid nie, want ek is so bang mense verwerp my. Ek is bang vir verwerping en dan oorskry ek my persoonlike grense en ek breek my integriteit, my wandel met die lewende God. Dis wat gebeur. Tweedens, ek is bang vir mislukking.
Ek is bang vir mislukking, nou oorskry ek my grense, en ek raak betrokke met omkopery, en ek raak betrokke met transaksies onder die tafel, net om my sin te kan kry, en ek doen alles ter wille van aanvaarding en oorlewing. Dan is daar morele verval. Gebeur dit vandag? Absoluut. Weet jy van iemand met wie dit gebeur? Jy gaan presies weet. Dis die een facet. Die tweede een is hoogmoed. Hoogmoed is, ek is so groot in myself. Ek vra nie eens meer om verskoning vir dit wat ek verkeerd doen nie. Ek kan maak en doen net wat ek wil. Ek bedoel, ek werk vir my geld, ek bring geld in die huis in, ek koop die kos, hoekom moet ek vir hierdie kos bid? So 'n persoon baie keer blyk heilig te wees, maar hulle is nie opreg nie. Agter die skerms waar hulle dink niemand sien hulle nie, doen hulle goed wat nie in lyn is in terme van die woord nie. Met ander woorde, dis 'n valse leefstyl, 'n mense leef in die leuen. En dit is hoogmoed. Laat saam met my na die boek van Spreuke, hoofstuk 16 vers 18. Spreuke hoofstuk 16 vers 18. En die woord sê, trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom tot die val. Dit beteken, jy moet baie vinnig jou morele waardes in plek kry. Nommer 2. As jy dit doen, in jou gesin, kom jou kinders in lyn, kom jou huwelik in lyn, kom jou finansies in lyn, kom jou generasie kom in lyn, wanneer jy dit doen. Wanneer jy in jou morele standaard wandel met dissipline, met opregtheid, integriteit, kom jou lewe in opregtheid, kom jou huwelik, jou gesin, alles kom in lyn. Asseblief, hoor my gou mooi. Moenie jou verlede dupliseer in jou toekoms nie. Jou verlede is jou verlede, dit is verby. Ek en jy kan nie die horlosie terugdraai nie. Dit wat jy gedoen het, jy het dalk geraamtes in jou kas, jy weet wat jy gedoen het, Vader weet wat jy gedoen het, sy oë deurloop die hele aarde en niks is vir hom verborge nie, hy sien alles. Moenie die verlede dupliseer nie, verander vandag in terme van dissipline en 'n standaard om God te dien, die lewende, die heilige Elohim te dien in gees en in waarheid. Integriteit is sinoniem met die woordjie goedheid in Galasiërs 5 vers 22. Wat is goedheid? Goedheid beteken ek maak my sirkels vol. Goedheid beteken ek sê nee. Goedheid sê, weet wat, is oukei. Is oukei. Ek gaan dit nie doen nie. Al verwerp jy my, al praat ek en jy nie weer nie, al braai ons nie weer saam nie, al druk ons nie weer 'n koppie koffie saam nie, dis oukei. Dis oukei. Hard op die reël, sag op die mens. Goedheid beteken ek staan uit, ek staan op. As ek in die oggend my skoene skoon maak, ek maak my skoene skoon nie vir ander mense nie, ek het goedheid in my, ek maak my sirkels voltooi. My knope en my belt is in lyn met my zip. My skoene is agter op die hakke skoon en die voorpunte. Ek was nie my kar as ek my tyres nie gepolish het nie. Ek maak alles skoon. Jy sê dankie, jy sê asseblief, jy spreek waardering uit, jy het 'n dankbare hart teenoor Abba. Jy eer hom vir sy grootheid en sy goedheid en sy almag. Jy buig jou aangesig na die aarde toe. Jy tel jou hande op en sê, Abba, ek is dankbaar teenoor U. Abba, leer my, rig my, laat U woord my herinner aan U gebooie en die instruksies en die verordeninge. Ek wil nie van U verwyder word nie. Ek wil U gat met U wees. Ek wil 4-4-5 met U wees. Divine grace, divine presence in sy heilige naam. Halleluja! Spreuke 10 vers 9 tot 10. Blaai saam met my. Spreuke 10 vers 9 tot 10. Hy wat in opregtheid wandel, met ander woorde integriteit, wandel veilig. Ja, wandel veilig. Prys sy naam. Abba, asseblief help my dat ek in opregtheid sal wandel vanuit U perspektief, nie my perspektief nie. Nie wat die wêreld dikteer nie, nie wat die kerke dikteer nie, maar wat is U perspektief op my lewe? Abba, dat ek sal klaar kry met dit wat my verhouding met U breek, of dit drank, of dit sigarette, of dit dwelms, of dit dagga, of dit pornografie, of dit skinder, of dit koop, of dit dobbel, of dit games is, wat dit ook al is, Abba,
dat ek wandel in opregtheid, want u woord sê, opregtheid wandel beteken jy wandel veilig. Maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. Dit wat jy doen in die duisternis, gaan bekend word. Dit gaan op die dakke uitbasyn word. Hy wat sy oog knip, veroorsaak smart. En hy wat soos 'n dwaas spreek, kom tot 'n val. Moenie ontrou wees nie. Dit gaan uitkom. Mense, ek het die afgelope week het ek mense behandel. Jy kan net so lank toneel speel, hoor. Jy kan net so lank dit doen waar jy dink niemand sien jou nie. Op een of ander manier, wanneer jy dit nie verwag nie, dan kom dit uit. Dit kom dalk nie nou uit nie, dit kom in die volgende seisoen uit. Maar uitkom, gaan dit uitkom, jy moet dit vandag weet. Jy moet dit vandag weet, dan gaan jy jou kop in skaamte laat sak. So kry klaar met hierdie morele verval en die weë waarin jy wandel. Moenie ontrou wees nie. Moenie ontrou wees nie. Dit gaan uitkom. Dit gaan bekend word. Die valsheid is by die ontroues. As jy ontrou is, dan beteken dit jy's vals. Jy's nie 'n man en 'n vrou van integriteit nie. Help nie as jy bid nie. Dit help nie as jy bid nie. Kan ek iets vir jou sê? Ons Vader se liefde is nie onvoorwaardelik nie. Daar's voorwaardes. Hy sê, Yeshua sê, Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Help nie jy sê, jy het my lief, en jy bewaar nie my gebooie nie, dan is jy 'n leienaar en die waarheid is nie in jou nie. Met ander woorde, hulle wat nie integriteit het nie, wandel nie opreg nie. Hulle word dan vernietig. Gaan kyk na die woord. Moenie my kruisig nie. Moenie weer vir my boop of 'n e-mail stuur en sê, hoorie Frik, jou interpretasie van hierdie woord is verkeerd nie. Dis wat die woord sê. Ek kan nie oor 'n streel nie. Ons moet die waarheid praat. 1 Johannes 4 vers 17. Bly gesaam met my. 1 Johannes 4 vers 17. Hoor wat sê die woord. Hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Ja. Kan ek gou verduidelik? Hierin het die liefde by ons volmaak geword. Wat is 'n liefde? Sy liefde in ons, dit beteken Egat, een met hom. Wat beteken Egat? Tuma. Wat beteken Tuma? Integriteit. Opregtheid, dis wat dit beteken. Ek het dit nou met jou behandel. So nou sê die woord, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer? Wanneer die oordeel kom. Dan staan jy daar met 'n vrymoedige hart, want jy weet, jou liefde is Egat met sy liefde in terme van integriteit en opregtheid. Want soos hy is ons in hierdie wêreld. Dit beteken, ek en jy moet 'n lig wees en sout vir hierdie aarde. Anders is ons besig om vir mekaar te lieg. So liefde volmaak in ons, Egat, een met hom. Ons het vrymoedigheid, dat wanneer ons geoordeel gaan word, sal ons voor die troon kan staan, deur sy genade, niks wat ons doen is goed nie, deur sy genade, hy is opreg, hy het integriteit, hy is Egat, en so moet ons wees in hierdie wêreld. As ons nie so is nie, is daar morele verval. Dis die kort en die lank van hierdie boodskap. Mense, ek hoop jy hoor my hart. 1 Johannes 1 vers 6 tot 7. Ek wil vandag vir jou sê, as ons maak en doen net wat ons wil, nê? En ons het nie integriteit nie. Nou, jy ken nou die definisie van integriteit. En ons is nie opreg nie. Ouens het dit te maak met jou ewige lewe, hoor. Want dan beteken dit jy is nie in hom nie. Jy kom eintlik met rebellie voor. Jy kom eintlik in opstand teen sy woord. En ek het dit nou vir jou gelees. Ek het nou vir jou gesê, hierin het die liefde by ons volmaak geword. By ons. Nie van wie ons grootheid en ons goedheid nie, van wie hom in ons. Egat met hom. En die woord herinner my om in hom te wandel. En dit wat vir hom belangrik is. Dat ons vrymoedigheid kan hê. Kan jy dink hoe groot is dit? Ons het vrymoedigheid op die dag van oordeel. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld gaan leef sy integriteit, sy kredietwaardigheid, sy karakter, sy opregtheid, gaan leef dit uit in hierdie wêreld. Halleluja, halleluja. 1 Johannes
hoofstuk 1, vers 6 tot 7. Blaai gesaam met my sing toe asseblief. As ons dan sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, so as ons dan sê ons is in een met hom, ons is in een gat met hom, en ek spring oor die draad, of ek het korrupsie, of ek het onder die tafel transaksies, en daar's 'n klomp goed wat jy kan bysit, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. So as jy 'n leienaar is, leer die boek van Openbaring 21 vers 8 my dat die leienaars gaan brand in die poel van vuur. Openbaring 22 vers 15 leer my dat buite is die honde en die leienaars. So as jy sê, jy wandel in hom, maar jy het gemeenskap met die duisternis, en jy wandel in die duisternis, want jy's outer, jy's hoogmoedig in jou bestaan, jy's gewetenloos, met ander woorde, jy het nie meer 'n gewete nie, jou gewete is loos, jy het dit verloor, jy kan maak en doen net wat jy wil, en jy sê jy het hom lief, maar jy wandel in duisternis, en die vrug wat by die boom pas, en wat by jou woorde pas, is eintlik duisternis, dan lieg jy, en die waarheid is nie in jou nie. Vers 7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, teenwoordige tyd, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Yeshua, Messia, die gesalfde, reinig ons dan van alle sonde. Ek dink dis klink klaar, ek dink dis 'n skrifgedeelte wat homself verduidelik, maar as ons dan in die lig wandel, soos hy die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Wat is die lig? Die lig beteken geregtigheid, opregtheid, integriteit, Tuma, 4:4-5, divine grace, divine presence, opregtheid. Dan kom die bloed van Yeshua, Messia, die gesalfde, en hy reinig ons van alle sonde. 1 Johannes 2 vers 15. 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge van hierdie wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan moet julle weet, dan is die liefde van die Vader nie in hom, of nie in haar nie. Gaan kyk, gemaak seker, jy wandel en jy leef in geregtigheid. Spreuke 20 vers 7. Wie in sy regskaapenheid wandel, stop geraak vir 'n oomblik. Ek en jy is geskape na die beeld van Elohim, om wat te maak? Om te leef in opregtheid, integriteit, om sy beeld op hierdie aarde te gaan uitleef, met ander woorde, sy karakter gaan resoneer in 'n donker, krom en 'n verdraaide wêreld. Dit beteken, dis regskaapenheid. So wie in sy regskaapenheid wandel, as 'n regverdige, gelukkig is sy kinders na hom. Gelukkig is sy kinders na hom. So as jy vandag besluit, ek wil 'n man en 'n vrou wees met integriteit en opregtheid, dan verander jou huishouding. Jou generasie verander. So ouers met integriteit, papa en mamma met integriteit en met opregtheid, kweek kinders met integriteit. Met ander woorde, ons verander 'n generasie. Tweedens, regskaapenheid beteken om te wandel in die beeld van Elohim. So, as ons die lewende God dien, en jy bedien jou kinders in terme van Deuteronomium, hoofstuk 6, vers 6 en 7, dan skerp jy jou kinders in met die woord, en jou kinders sal nooit beskaamd staan nie. Want God se woord beloon die wat hom soek, en wat wandel in sy weë. So wandel in opregtheid, wandel in integriteit, en die lewende God sal jou beloon, en 'n nuwe generasie kom skep. Dis eintlik wat hierdie woord sê. So as ek en jy dan in ons regskaapenheid wandel, gelukkig is ons kinders na ons. Dit beteken ons skep 'n nuwe generasie. Hoe lyk hierdie huidige generasie vir jou in Suid-Afrika vandag? Spreuke 12 vers 22. Valse lippe is vir Jahwe die Almagtige 'n gruwel, maar hy te welbehaag in die wat getrou handel. Met ander woorde, dit wat my hande uitvoer, dit wat my mond praat, dit wat my oë sien, dit wat my ore hoor, hoe ek reageer en wat ek doen. Getrou beteken integriteit, dit beteken shama, luister en doen, dit beteken opregtheid. So wanneer is ons getrou? Wanneer is ek en jy getrou? Dink 'n bietjie daaraan. Wanneer is ons getrou? Vra gou vir die persoon langs jou. Wanneer is ons getrou? Wanneer niemand jou sien nie.
dan is jy getrou. Wanneer jy alleen is by die huis, wanneer jy dink niemand sien jou nie, dan is jy getrou. En ons gaan van elke woord wat jy uitspreek, gaan ons rekenskap gee. So as jou brein gevul is met verkeerde persepsies en verkeerde perspektiewe, vat dit 'n lang ruk om skoon te kom. So my gebed vandag vir jou wat ingeskakel is dat ek en jy vandag moet besef, integriteit beteken eegat met hom, want dis wie hy is. So integriteit is 'n pad van lewe en 'n pad van seën. Morele verval is 'n pad van vloek en is 'n pad van dood. 'n Pad van lewe en seën is uit die hand van die lewende God. 'n Pad van vloek en dood is uit die hand van die bose mag. Maak jy vandag die keuse. Maak jy vandag die keuse. Lukas 16 vers 10. Ek is besig om klaar te maak. Hy wat getrou is in die minste, maak jou sirkels vol, die woordjie goedheid, as jy aangestel is oor min, doen dit goed, maak jou onmisbaar, voltooi jou sirkels, maak seker, jy kom jou verantwoordelikhede na, maak seker, jy neem erkenning van jou posisie en jy kom jou verantwoordelikhede na. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou, en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. So nou kom my vraag vanoggend na jou toe op hierdie pragtige Shabbat. Waar begin integriteit? Hoe lyk integriteit? Wat is die definisie van integriteit? Ek het klaar met jou behandel wat dit is. Dit is in ons hemelse Vader. Dis Egat 4:4-5 Toma. Ek het dit klaar verduidelik. Maar waar begin dit? Waar begin integriteit? Skryf gou neer. 2 Korintiërs 8 vers 21. Skryf gou neer. Dis waar integriteit begin. 2 Korintiërs 8 vers 21. Want ons bedink, gedagtes, nee, gedagtes. Want ons bedink wat goed is, nie alleen voor Jahwe die Almagtige nie, maar ook voor mense. Dit beteken, help nie ek het hierdie pragtige verhouding in my binnekamer met Jahwe die Almagtige nie, maar voor mense is ek 'n buffel, ek is 'n krokodil, ek is 'n wilde hond, ek is 'n renoster, ek is 'n gorilla en ek is 'n olifant. Dit is al die eienskappe van hoe huwelike vandag lyk. Nou sê die woord, want ons bedink wat goed is, nie alleen voor Jahwe die Almagtige nie, maar ook voor mense. Kan jy sien wat ek nou gelees het in Eksodus hoofstuk 20? En hier kom die gedagtelyne wat jy asseblief moet neerskryf. Verder broeders, verder susters, hoor mooi, Filippense 4 vers 8. Verder broeders, verder sissies, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, wat loflik is, watter deeg, watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Dis waar integriteit begin. Dis waar opregtheid begin. Mense, die oomblik as jy na hierdie boodskap vandag geluister het, en jy neem 'n besluit om te sê, Abba, ek is jammer oor my verlede. Abba, ek neem vandag die woord op. Ek wil eegat met hierdie woord. Abba, ek is klaar met my morele verval. Ek is klaar met my swak standaard. Kry klaar. Ek gaan nie meer daar wees so, en ek gaan hier wees sis nie. Ek gaan nie. Abba, ek gaan 'n man en 'n vrou wees van opregtheid, van goedheid en integriteit. Want dit ontbreek tans in hierdie wêreld. Dis hoekom ons land so lyk, en dis hoekom ons kinders so lyk. Kan ek iets vir jou sê? As jy dit vandag doen, en jy neem vandag daai besluit om so te wandel, sal jou vyand nooit oor jou heers nie. Nooit nie. As jy vandag besluit, ek is 'n man en 'n vrou van integriteit en opregtheid, sal jou skuldeisers nooit oor jou seevier nie. Nooit nie. So, korrupsie en omkopery en oor die draad spring en Facebook en pornografie en al hierdie goeders om my lewensmaat en myself in 'n posisie te bring van skaamte, dit bewys geen karakter nie. Ek herhaal myself, geen karakter nie. So waar wil ek wees? Waar wil ek wees? Waar wil Frik vandag wees? Waar wil jy wees?
Hoor gou waar ek wil wees. En ek hoop my begeerte is dieselfde as jou begeerte. Hierdie skrifgedeelte wat ek nou vir jou gaan lees, is my begeerte. Ek weet nie wat is joune nie, maar hierdie is myne. En ek wil graag myne met jou deel asseblief. Psalm 84, vers 11 en 12. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my Elohim, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Dis waar ek wil wees. Vers 12. Want Jahwe die Almagtige is 'n son en 'n skild. Hy, die Almagtige, sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou van die wat in opregtheid wandel nie. Bah! Halleluja. Halleluja. Want 'n dag in die voorhoewe is beter as 1000, en ek wil liewer by die drempel staan in die huis van Elohim, as om te woon in die tente van morele verval, van goddeloosheid. Want Jahwe die Almagtige is 'n son en 'n skild. Hy die Almagtige sal genade en eer gee, en hy sal die goeie nie onthou van die wat in opregtheid wandel nie. Halleluja! Halleluja! Prys sy naam. Dis waar ek wil wees. Dis my begeerte. Dis my begeerte. 'n Oomblik in die teenwoordigheid is beter as 1000 in hierdie ongenaakbare wêreld wat verdrink in duisternis en ongeregtigheid. Wie wat beteken heiligheid? Heiligheid beteken kadosh. Dis heiligheid. Die wortelwoord van heilig beteken een. Wie wat beteken daai een? Integriteit en opregtheid. Is dit nie mooi nie? Die mees belangrikste belydenis van enige persoon op hierdie aarde is opgeteken in die woord. Hoor o Israel, ons Elohim is enig. Ander woorde, Echad, hy is enig. Ander woorde, hy is elke dag dieselfde. Vandag, môre en oormôre is hy dieselfde. Gister, vandag en môre. Hy is elke dag dieselfde. Hy vertel nie alleen nie, hy verander nie sy gedagtes nie. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Met ander woorde, ek is een. Een met hom. Een met sy woord. Een met sy gees. Bring integriteit, en dit bring uiteraard dat ek en jy onveranderd sal leef. Gister, vandag en môre. Dis die woordjie, heilig. Halleluja. Onveranderd. Onveranderd met integriteit en opregtheid. Ek wil afsluit om vir jou te vra, wat is vandag jou besluit? Wat is jou besluit? Is jy man en 'n vrou van integriteit? Of kyk jy oor die draad in terme van vele fasette? En ek wil nie jou lank besig hou nie. Ek wil nou saam met jou bid en vir Abba vra om my en jou te seën vandag. Dankie dat jy ingeskakel was. En ek hoop en vertrou dat hierdie woord het verandering by jou tuis gebring, dat jy sal teshuva en sal terugkeer na Vader se weë. So Abba, ek kom net op hierdie pragtige môre en ek sê vir u dankie. Dankie eerstens vir u woord. Abba, dankie dat die woord 'n kompas is vir ons lewens en dat die woord ons kom rig en lei, stig en rig in u weë. Abba, neem asseblief die gees van die lewende God nie van ons al weg nie. Kom gee in ons standvastige gees in ons binneste. Dat ons nie links of regs sal kyk nie. Inteendeel, dat ons sal opkyk, Abba. Want ons weet, ons verlossing is naby. Abba, ek bid vandag vir elke persoon wat ingeskakel is, man, vrou, seun en dogter, dat ons sal wandel in opregtheid, integriteit, en dat die heilige naam deur ons verheerlik sal word. En dat die vrug by die bekering sal pas. En Abba, ek bid dat ons 'n verskil gaan maak buite in 'n krom en verdraaide wêreld, dat ons die lig sal laat skyn en sal sout wees van hierdie aarde. Abba, dis my gebed en dis vandag my roepe vir elke persoon wat vandag ingeskakel is by hierdie uitsending. Ek dank U daarvoor. Abba, ek eer U daarvoor en my gees roep uit. Halleluja. Sjoe, mense, baie dankie. Dankie. Kan ek jou seën? Abba, nou bid ek dat die aangesig van die lewende God
Jahwe die Almagtige, die Heilige van Israel, oor ons mense sal skyn. En dan hulle die vrede sal gee, wat alle verstand te bowe gaan. Abba, ek bid in hierdie pragtige oggend, dat die aangesig verhef sal word, en oor hulle verhef sal word, en dat U met hulle geduldig sal wees, asseblief Abba, ook so met my, geduldig met ons sal wees, ons tekortkominge, wees ons geduldig, Abba, wees met ons lankmoedig asseblief, en ek seën ons mense met dit, en U woord sê, wanneer ons mense so seën, dan sal U kom, en U gaan ons seën, juis met hierdie seëninge, en Abba, ons is in afwagting, dat U dit vandag kom doen, op my lewe, en ook so op elkeen se lewe. Abba, dis my gebed, dis my roepe vandag, in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderbare naam. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was, mag die vrede van Skepper, lewende God, met elkeen wees. Tot 'n volgende keer, Frik Weideman, Shabbat Shalom.